Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. En dis vir my baie keer so wonderlik as ek dink aan die tyd waarin ons lewe, wat ons na die kruisiging, die opstanding leef. En ons kan in hierdie werklikhede indelf, waarin om te gaan kyk, wat het Jesus Christus vir ons gedoen? Hoe het hy ons voorberei vir hierdie werklikheid van die ewige lewe, deur vir ons sy eie lewe te gee? En dit is fantasties as ons daarna gaan kyk, en die skrif sê, alles gaan oor geloof. Ou Testament is wet, Nuwe Testament gaan dit oor geloof, en dan sê die Romeine 10 vers 17, geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. Dis lekker as ons by mekaar kom, en ons gesels met mekaar, oor hierdie werklikhede, wat dan lei tot stigting, en ons by 'n groter werklikheid bring van dit wat Christus vir ons gedoen het. Nou sit ek net baie keer en dink, dat ons praat oor verhoudings, en verhouding bly baie belangrik, en selfs jou verhouding met die Here, dit is absoluut, dit gaan nie net oor 'n kennis nie, of dit gaan nie oor 'n kennis nie, dit gaan oor 'n verhouding, maar dan besef 'n mens, na mate jy iemand beter wil leer ken, dan moet jy kennis oor dit kry. Wanneer jy nou miskien 'n vriend of vriendin uitvat, en jy begin op 'n stadium agterkom, kan jy vir hom 'n lekkertjie koop, of waarvan hou hy, na mate jy hom leer ken, dan word daardie verhouding baie stewiger. Nou sit 'n mens en dink aan dieselfde werklikheid met Jesus, na mate ons die werklikheid van die geestelike leer ken, en dit is hoekom hy vir ons sê, dit gaan oor hierdie kennis van hom. Nou, so, as 'n mens na verhouding gaan kyk, dan is vir my een van die belangrikste goed. In 'n verhouding moet jy kyk wat jy insit in die verhouding, en nie kyk wat jy uitkry nie. Na mate jy insit, sal jy uitkry die verhouding uit. En so dit gaan nie altyd daaroor, as ek gaan sit met my vrou, dan kyk ek hoeveel ek insit in die, en partykeer dan voel dit nie vir my heeltemal lekker nie, partykeer voel ek sit meer in, as wat ek veronderstel is om in te sit, of wat ook al, maar op die ou einde dan besef ek, dat daar's altyd 'n payback time. Maar die werklikheid, as ons met die geestelike gaan kyk, dan sien ons, dat Jesus Christus het alles gegee. Hy het alles vir ons gegee. As hy sê, dat God het sy liefde aan ons bewys, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog goddeloos was. Hy sê, toe ons nog sondaars was, het Christus op die regte tyd gesterf. En dan besef 'n mens, dat Jesus het sy alles gegee, en dit is die werklikheid van 'n verhouding, is om alles te gee, en nie net te kyk wat jy uit gaan kry nie, want dis wat Jesus Christus vir ons gedoen het. So as ons nou gaan kyk na die werklikheid ook, dan praat ons baie keer in die geestelike van volwassenheid, ons praat van groei, en ek dink een van die skrifgedeeltes wat vir ons baie duidelik verduidelik hoe jy groei in die geestelike is, 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 21. As hy begin, hy sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. So die wat leef, nie meer vir hulle self leef nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hy sê, daarom sien ons niemand meer na die vlees. Hy sê, al het ons Christus na die vlees gesien, so sien ons hom ook nie meer nie. Hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n splinter nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Dan besef 'n mens dat die werklikheid daarvan is, na mate jy wil groei in die geestelike, moet jy aan 'n einde van jouself kom. Hoe meer jy aan 'n einde en ontslaa raak van jouself, dat jou hele lewe net oor Jesus Christus gaan, want op die ou einde besef jy dat ons wil almal die ewige lewe hê, maar wat is die ewige lewe? Jesus sê, ek is die ewige lewe. So dit bly daai werklikheid, dat Jesus Christus is my lewe. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Jy sien daar die werklikheid, ons is nog so vol van onsself, en ons het nog soveel dinge wat ons voor
ja, die skrif sê so, maar ek steur my nie daaraan nie, of jy weet die skrif sê so, jy sê dit verander, maar jy self steur jou nie aan dit nie. Sien, dis daai werklikheid wat ons moet hê, as ons gaan kyk dat dit wat voor die kruisiging gebeur het, en die werklikheid van Jesus Christus, nou dat Jesus sy lewe vir ons gegee het, en dit is baie, baie duidelik in Romeine 6 byvoorbeeld, as hy dan praat, kom ek net vir ons hierso lees, vers 3, hy sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Vorige keer het ons gepraat daarvan, dat die mens het 'n lewe gekort. Nou sê hy dat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat 'n lewe? Jy het gesterf, jy leef nie meer nie. Maar nou het jy die lewe van Christus. Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, dit wat ek nou lewe, lewe ek in die geloof van die Seun van God. En jy besef absoluut dat Jesus Christus is nou my lewe. 1 Korintiërs 15 gaan daaroor, dat ons saam met hom opgestaan het. Hy sê, soek die dinge daarbo, waar Christus is aan die regterhand van God, nie die dinge op die aarde nie. Hy sê, want julle lewe is nou saam met Christus verborge in God. Sien jy daai werklikheid? Jesus Christus is jou lewe. Hy sê die 4de vers, wanneer Jesus wat my lewe is, geopenbaar word, sal ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. So die werklikheid daarvan is, dat dis nie meer jy nie. Die werklikheid daarvan is dis Jesus Christus. En dan kom daar 'n verandering in jou. Kom ons gaan kyk wat hy sê hier in Romeine 6 verder, vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dan gaan hy verder hier, dan sê hy, vers 16, weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Met ander woorde, jy's 'n dienskneg vir die een waarby jy betrokke is. Ek meen, as jy by hierdie plek werk, dan is jy by daardie plek betrokke, as jy by 'n ander firma werk, is jy by 'n ander firma betrokke. Nou sê hy hier, dat jy's nou 'n dienskneg tot beskikking gestel om hom gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Jy sien, God het nie grys areas nie. Dis of die oue wat die sonde tot die dood is, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. En dit is hoekom Romeine 1 begin met hierdie werklikheid van geloofsgehoorsaamheid, en Romeine 16 sluit af met hierdie werklikheid van geloofsgehoorsaamheid. So ons moet absoluut by daai werklikheid van geloofsgehoorsaamheid uitkom. Hy sê, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Hy sê, en dat jy nou vrygemaak van die sonde, het julle nou diensbaar geword aan die geregtigheid. Mense, hoe verskriklik is dit, dat ons lees dit hier, maar ons glo dit nie. Hy sê, nou dat jy vrygemaak is van sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. God maak ons nie deur mekaar nie, vers 19, ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos jy die julle lede diensbaar gestel het in die verlede aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Jy sien, dit is daai werklikheid, wanneer Christus my lewe is, dan het ek nie meer my ou lewe nie, ek het nie meer my ou keuses nie, want hy is nou my lewe, hy is nou my keuses. Hy sê, want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry vir geregtigheid, watter vrug dan het julle toe gehad in die dinge waaroor julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, is jy vrygemaak van die sonde? Jesus Christus het gekom, Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God, om wat die sondes van die wêreld wegneem. Hy het ons kom vrymaak van sonde. Hy sê dit nou hier ook, soos op baie plekke. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God,
het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Uiteindelik het jy die ewige lewe. Daar's altyd die twee. Die eerste ene waarin jy was, nou het jy Jesus Christus aangeneem. Ek sê altyd, as jy jou ou kar verkoop het, dan het jy, dan ry jy nie meer met hom nie, jy diens hom nie meer nie. Jy ry nou met die nuwe kar, jy diens die nuwe kar, maar in die geestelike het ons Jesus Christus uit ons ou lewe afgelê. Ons het Jesus Christus aanvaar as ons lewe, maar nou probeer ons die ou mens verbeter. Jy moet 'n beter mens word, jy moet verander, jy moet aanvaarbaar word vir God. Mense, dit kan nie so werk nie. Kyk mooi vers 23, Romeine 6, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. Dis die twee verskillendes. Die loon van die sonde is die dood. Dit wat Adam, die hele Romeine 5, Romeine 6 is gebou op Romeine 5. Romeine 5 hier van vers 14 af praat oor die twee. Die probleem wat in Adam ontstaan het, want dit gaan oor die sondeval, dit gaan oor Adam se sonde, nie oor jou dingetjies wat jy doen het nie. Omdat Adam gesondig het, het alle mense gesondig. En dan gaan hy, dan sê hy, maar die veel groter werklikheid wat Jesus gebring het, net die twee, hy praat van die eerste Adam en die laaste Adam, 1 Korintiërs 15 vers 45. Daar was nie 10 Adams en jy nog intussen nie. Hy praat van 'n eerste Adam en 'n laaste Adam. Die eerste Adam het die probleem veroorsaak, die laaste Adam het die probleem kom herstel. Hoe het hy dit kom herstel? Hy het jou nie verbeter nie. Hy het 'n nuwe werklikheid gebring, deurdat hy jou ou lewe doodgemaak het en vir jou 'n nuwe lewe gegee het, naamlik sy lewe. En as jy daai lewe het, het jy die ewige lewe. So dit is daai werklikheid wat ons het. En elkeen van ons moet die goed evalueer. Mense, dit is so belangrik in ons lewe evalueer ons. Waar gaan ek werk? Waar gaan ek bly? Watter dorp wil ek bly? Watter provinsie wil ek bly? Daar's so baie evaluerings wat ons doen vir hierdie lewe. Hoeveel evalueer ons vir die geestelike? Jy weet, dit is baie belangrik dat ons daar gaan kyk. Ons lewe elke dag met keuses wat jy doen. Jy het 'n keuse as jy na 'n TV-program kyk, of jy daai program wil kyk, en as hy nie die regte dinge sê nie, om hom af te sit, of jy kan die kanaal verander, wat jy nou wil gaan kyk. Mense, dit is so, ons het soveel keuses wat ons het. As jy nou 'n bietjie musiek luister, dan het jy keuse, wil jy nou hierdie tipe musiek luister wat vir jou rustig en jou kan opbou, en geestelike musiek wat tot stigting lei, of goed wat jou afbreek, of wat ook al. Dis jou keuse, maar dit hang af van jou lewe. Hy sê nou dat jy by hierdie werklikheid uitgekom het, en jy nou diensknegte is van hom aan wie jy nou gehoorsaam moet wees. Dan sien jy, dis absoluut daai werklikheid. Ons sit met die skrif, jy het 'n keuse, as jy uit hierdie skrif wil uittrek, dis soos 'n dirigent, wat sit met 'n hele orkes voor hom, en daai dirigent trek hierdie musiek uit die mooiste musiek uit, deur sekere instrumente op sekere tye laat speel, in sekere tone, en ek ken nou nie die goed alles nie, kan hy die mooiste musiek uittrek, maar hy kan ook die grootste geraas maak as hy die dag lus het daarvoor. Jy sien, net so sit ons, dat ons kan lewe uit die skrif uittrek, maar ons kan ook dood uit die skrif uittrek, ons kan veroordeling uit die skrif uittrek. So mense, ons moet baie mooi gaan kyk na hierdie werklikheid, dis keuses wat ons het, en wanneer jy gaan kyk, jy gaan kyk na die boodskap voor die kruisiging, wat jy 'n beter mens moes word, waar jy nog hier probeer het om by God uit te kom, of die boodskap na die kruis waar God by ons uitgekom het, waar hy vir ons 'n verbeterde lewe gegee het, naamlik sy lewe. Nou, vir my baie belangrik, ek gaan nou eendag, moet ek nou die makelaar gaan sien, want daar's nou 'n klein bedragie wat nou ergens loskom, en vir my, ek dog toe, ek gaan sommer net sê, weet jy wat, dit is so min, sit dit maar sommer net in die bankrekening, maar hulle sê nee, ek moet by die makelaar uitkom. Nou gaan ek na die makelaar toe, nou begin ek met die makelaar praat, en sê vir my, goed, hier is nou die moontlikhede, en hy gaan vir my die moontlikhede voorhou, en hy gee vir my
'n aantal 7 of 9 moontlike opsies wat ek nou kan doen en hoe ek die goed kan loskry en dit kan aanwend en al die tipe van goede. Hy sê maar, nou kom ons gaan kyk na die beste en veral die beste vir jou. Wat is die beste vir jou? Ons ken hierdie gedeelte, ons ken hierdie goed. Nou gaan ons bespreek hierdie werklikhede en ons, hierdie een sien ek is vir my die beste. Klaar gepraat, nou sê ek, goed, kom ons gaan kyk bietjie na die geestelike. Werk die geestelike dan nie ook so nie? Dat daar is, as ons gaan kyk, daar's 'n Ou Testament, daar's 'n Nuwe Testament. As ons werklik gaan kyk, die Ou Testament gaan oor die wet, dit wat jy vir God moes doen. Jesus kom in die 4 evangelies, kom en die mense loop saam met hom hier op aarde. En hy verduidelik vir die mense, wat gaan hy doen? Die mense probeer by hom uitkom, volg hom, 5000 mense by die vermeerdering van die brode. Hulle agtervolg Jesus, maar daar's paar mense wat nie by hom kan uitkom nie. Saggeus klim in die boom, en dit was absoluut daai tyd wat Jesus op aarde was, en hy was net op een plek. En as jy daar kom en sy weg, dan sy weer op 'n volgende plek. Mense is so baie belangrik, en nou kry ons toe, Jesus Christus sterf, en hy stort sy lewe in elke mens uit. So dit was sy wet gewees, en dan was dit die tyd saam met Jesus, en dan was die tyd waar Jesus nou in ons is. Mense, wat 'n voorreg is dit. Nou moet ons mos evalueer, watter testament, die skrif praat daarvan, in 2 Korintiërs 3 praat hy daarvan, hy praat in Hebreërs 10 daarvan, hy praat Hebreërs 9 van 'n testament wat geldig word by sterfgevalle, paar plekke wat hy daaroor praat, dat hy sê, 'n testament word geldig by sterfgevalle, dan betaal hy uit. Mense, en dan gaan sit ons nou, dan moet ons mos 'n keuse, waar wil ons gaan kyk? Wil ons na die voorkruisboodskap gaan kyk? Wil ons die nakruisboodskap gebruik? Jy kan nie enige iets weggooi nie, die skrif sê, alles is nuttig tot lering, maar die skrif sê baie duidelik, dat ons moet hierdie Eerste Testament gebruik, as lering, dat ons nie in dieselfde slaggate trap nie, maar die lewe het gekom in die Nuwe Testament, en dit is vir ons so belangrik, dat ons moet gaan kyk na die beste opsie. Weet jy, selfs in die werklikheid, as ons gaan kyk na skool, jy het 'n laerskool, jy het 'n hoërskool, en dan gaan die mense, dan wil hulle kind net in 'n sekere skool sit, want dis die beste skool, hy het die beste performance, dinge loop baie goed by die skool. Hulle ry by sekere aantal skole verby, om hulle kind in die beter skool te sit. Maar Sondag, dan kan jy ook by 'n klomp kerke verbyry, om by 'n sekere kerk uit te kom. Mense, evalueer ons oor ons geestelike werklikheid. Kry ek werklik iemand wat vir jou die woord van die waarheid gee? Paulus skryf dit baie mooi, Efesiërs 1:13, toe jy die woord van die waarheid, die genuine woord, die evangelie van jou redding, toe jy dit gehoor het en dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Dit is nie net enige woord nie. So mense, baie belangrik sit ons, dat ons moet na hierdie werklikhede gaan kyk. Dan moet ons aanbeweeg. Dan, met ander woorde, kyk mooi wat sê Romeine 3. Nadat jy Romeine 3 gaan kyk en jy lees die hele gedeelte, ek kyk maar som in vers 12, hulle het almal afgewyk, saam ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie, hulle keel is 'n oopgraf, hulle tonge pleeg hulle bedrog. So gaan hy deur die hele, hy sê, hy verduidelik hoe lyk iemand wat onder die wet is. Nou kom hy in die 19de vers en sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Hy sê geen vlees sal voor hom geregverdig word nie. Hoekom sal jy dit nou probeer? Hoekom sal jy nou deur wetsonderhouding probeer om by God uit te kom? Hy sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde, vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Mense, sien ons dat daar 'n skeiding is? Hoekom sal jy by die eerste bly wat jy verseker is dat geen mens dit gaan maak nie? Vorige keer ook aangehaal, Jakobus 2 vers 10 sê, as jy in een opsig van die wet oortree, het jy in alles oortree.
So dit help nie jy sê ek doen nie die groot sondes nie, maar hy sê as jy in een opsig oortree, het jy almal oortree en jy's hel verdiend. Nou sê hy hier, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God, dis God se boodskap, van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, daar is geen onderskeid nie. In die 4 evangelies, dan sien ons, dan kom die Sirofenisiese vrou na Jesus toe, dan sê sy, luister, ek kan nie die brood van die kinders vir die honde gee nie. Hy sê vir haar, sy's 'n hond. Want hy het gekom om die brood vir die kinders te gee, vir Israel te gee. Toe Jesus die mense uitstuur, Matteus 10, toe sê hy, die disippels uitstuur, toe sê hy, gaan net na Israel en gaan na die verloornes van Israel. Moenie gaan na die heidene nie. So, is dit die bediening waarna jy wil gaan kyk? Of wil jy gaan kyk na die bediening wat sê, vir almal en oor almal wat glo, daar is geen onderskeid nie. Hoe lyk ons onder die ou bedeling? Vers 23 Romeine, wat so baie aangehaal word. Want almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Maar die 24ste vers praat van die nuwe bedeling. Hy sê, nadat Christus vir die sondes van die wêreld gesterf het, sê hy, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Nou watter een van daai twee sal ek gaan kyk? Mense, dit is so belangrik dat hierdie hele werklikheid is gebou op die wet en die profete. So sê Efesiërs 2 vir ons, vers 20. Dit is gebou op die wet en die profete. Luister na 1 Petrus 1, vers 10. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, het hulle ondersoek en nagevors, die profete in die Ou Testament. Hulle het nagevors oor wat vir ons daar is, ons wat na die kruisiging daar is. Hy sê, geprofeteer oor die genade wat vir julle bestem is, het hulle ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom. Met ander woorde, hulle het geprofeteer vooruit oor wat oor Christus sou kom, in die kruisiging. Die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Met ander woorde, daar's 'n boodskap voor die kruis. Daar's 'n werklikheid van die kruis, en daar's 'n heerlikheid daarna. Ons het so wonderlik dat God het ons gekies om in hierdie tyd te leef. Maar ons wys dit van die hand. Efesiërs 4 vers 18 sê, dat God het nou vir ons sy lewe gegee. Hy sê, maar ons is nou geskei van daai lewe, net deur onkunde, omdat ons verhard. Weet jy wat, ons moet evalueer. Ons moet evalueer oor wat ons uit, soos 'n dirigent uit hierdie skrif uittrek, dat wil jy jouself nog as 'n sondaar sien, en wil jy jouself nog sien as hel verdien, of gaan jy kyk na daardie werklikheid wat Romeine 5 vers 8 vir ons sê, dat God het sy liefde aan ons bewys toe ons nog sondaars was. Dan begin hy bou op hierdie mense wat dit aanvaar het, en dat ons nou met God versoen is. Ons is nou met God versoen. So is jy nog besig om by versoening uit te kom, of gaan jy die werklikheid van die Nuwe Testament, die nakruisboodskap aanvaar, dat ek is nou met God versoen. Dis die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Amen.